by Johannes 19, kan daarso vir ons oopmaak. Nou, ons is besig met die kruiswoorde van Jesus en vandag is die 6de kruiswoord wat ons gaan bietjie na kyk. Maar die kruiswoorde wat Jesus uitgespreek het, is nie maklike woorde wat hy gespreek het nie. Jesus het moeilik asem gehaal omdat hy aan die kruis gehang het met sy hande en sy voete. En hy moes homself elke keer opdruk net om hierdie woorde te kon uitkry. Maar tog elkeen van hierdie 7 woorde wat Jesus uitgespreek het, was woorde gewees wat beplan was om uitgespreek te word, om hardop gesê te word, sodat profetiese woorde van die Ou Testament vervul kon word. Maar tog om dan 'n bietjie aan te sluit by verlede week se boodskap, waar ons gepraat het van Jesus se 5de kruiswoord, dat ek is dors, waar hy gesê het, maar ek wil iets hê om te drink. En die soldaat het daar vir hom op 'n spons, wat op 'n hyssoptakkie gesit is, suurwyn gegee om te drink. Het Jesus dan ook die volgende woorde uitgespreek. Maar hierdie takkie en die wyn en die spons wat gebruik was, het juist elkeen hulle eie betekenis gehad. Maar dit is so gewees, sodat die woord van die Ou Testament vervul kon word, dit wat Jesus moes deurgaan. En daarom kom hierdie 6de kruiswoord dan wat Jesus uitgespreek het, en dit is nie net vir homself gewees, of vir die mense rondom hom wat daar gestaan het, dat hy hierdie woorde gespreek het nie. Maar hierdie woorde is gespreek vir die hele mensdom. Mense wat al reeds gesterf het, mense wat daai tyd gelewe het, en mense wat nog gaan lewe, soos ons vandag. En daarom lees ek weer vers 29 en dan vers 30 by van Johannes 19 wat sê, daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hyssoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gedrink het, het hy gesê, dit is volbring. Nou ons lees net tot daar. Nou voor ons by hierdie woorde van Jesus kom wat hy gesê, dit is volbring, het ons nodig om te verstaan hoekom Jesus hierdie tipe van woorde moes gespreek het, wat hy volbring het. Nou Jesus self was in 'n stal gebore in Bethlehem, nadat sy ouers 'n boodskap gekry het van 'n engel af om te sê, maar hulle sal 'n seun in die wêreld bring en hulle moet hom Jesus noem. Maar tog hierdie seun sal nie net 'n normale man wees wat lewe nie, hy gaan een wees wat groot goed gaan doen in hierdie wêreld. So Jesus as mens het geleer om sekere goed te doen, soos wat ons as mens geleer het om goed te doen. Maar tog van jongs af was Jesus anders. Hy was nie net 'n normale man gewees nie. Hy het sy lewe gewy aan die Vader. En ook het hy met wysheid opgetree, en hy het wysheid gehad wat niemand anders kan verduidelik nie. Wysheid wat niemand anders ook gehad het, of sal hê nie. Maar as ons kyk na sy lewe spesifiek in Lukas 2 vers 41 tot 52, praat dit van toe Jesus 12 jaar oud was, waar Jesus as 'n 12-jarige seun tempel toe gegaan het en die geleerde mense gaan leer het wat die skrif sê. So Jesus, as hierdie 12-jarige jong seun of man, was gehoorsaam gewees aan die roeping wat God vir hom gegee het. Hy was gehoorsaam en hy het in die Vader se huis, het hy gaan sit en hy het gaan leer, uit die wysheid wat hy gehad het, het hy vir die mense gaan gee. Nou, alhoewel sy ouers vir hom gesoek het en hulle het hom gekry en goed, het hulle nie mooi verstaan wat hierdie roeping eintlik op Jesus se lewe was nie. Tog het hulle geweet, Jesus is anders en hy is uitgekies en hy is gestuur van God die Vader af. Maar om te dink dat sy bediening eintlik op 12-jarige ouderdom begin het, was dalk te groot vir hulle gedagtes gewees. Maar tog is dit iets wat Jesus gedoen het. Maar op 'n latere stadium, toe Jesus al begin bedien het hy bevestig hoekom hy gehoorsaam is aan die Vader en die opdragte van die Vader. Johannes 4 vers 34 staan daar, maar Jesus het vir hulle gesê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te voltooi. Nou Jesus het die werk voltooi wat die Vader hom gestuur het om te doen, om
nie net te sê dat hy gesterf het vir ons sonde nie, ja, dit is die grootste ding wat ons raak sien. En dit is dadelik die term waartoe ons gaan, wanneer ons dink aan Jesus, hy het vir ons sondes gesterf, hy het die wêreld kom vrykoop, hy het vergifnis kom bring vir die mense. Maar tog is daar iets meer aan hierdie gehoorsaamheid aan die Vader van Jesus. Die gehoorsaamheid wat hy gebring het sodat die mense met die Vader versoen kan word, maar tog is daar iets dieper. Nou eintlik sien ons dat Jesus bietjie die wet van die Ou Testament kom omkrap het. Hy het al die goed kom omgooi en hy het die Fariseërs eintlik kwaad gemaak oor dit wat hy gesê het en dit wat hy gedoen het. Maar tog het Jesus eintlik heeltemal 'n nuwe beweging gebring vir die wêreld. Hy het 'n nuwe verbond gebring en hy het eintlik die wêreld kom wakker skud om te sê, maar hoorie, word wakker, kyk wat julle doen. So Jesus se gehoorsaamheid het eintlik gevolg gehad van mense wat genees word. Mense wat die Vader beter leer ken, omdat dit nie net gaan oor reëls en regulasies en wette wat moet gevolg word nie. Want die Jode het spesifiek, hulle het 'n stringlyste of reëls en regulasies gehad, wat hulle moes gevolg het om te doen. Nou, met Jesus wat vir die mense vertel het, van wie hy is en die nuwe verbond en die goeie nuus gedeel het mense agter Jesus aangestap. En ja, daar's reëls en regulasies wat hulle nog steeds moes gevolg het van daardie tyd, maar hulle het vrede in Jesus gevind. Hulle het besef, maar daar is in Jesus totaal en al vernuwing, en hulle was honger gewees vir dit. Hulle het dit gaan soek, en so het hulle die Vader se liefde in Jesus self beleef. So Jesus se gehoorsaamheid reg deur sy aardse lewe tot aan die kruis is dan iets wat eintlik 'n baie sterk boodskap het van liefde. Liefde wat vir ons as mense eintlik 'n honger gee om gedoop te word wanneer ons daai liefde beleef. 'n Honger gee om ons lewe te wy aan hierdie nuwe verbond wat hy vir ons gee en om ons lewens in te rig met die waarheid wat hy vir ons bring. En dit is 'n honger wat ons elkeen eintlik in ons lewens nodig het om te hê. Maar as ons net kyk na die gesprek wat tussen Jesus en Nikodemus plaasgevind het in Johannes 3, dan verduidelik Jesus vir Nikodemus dat die mense wedergebore moet word. Wedergebore, dat hulle die ou goed moet agterlos en moet fokus op die nuwe goed. Fokus op om geestelik gebore te word, sodat hulle kan lewe saam met Jesus. En so is dit vir ons elkeen vandag ook. So Jesus kom bevestig met hierdie gesprek wat hy saam met Nikodemus het, dat hy wel die seun van God is. Maar ook dat die seun van God gekom het om liefde vir die mense te kom wys. Liefde wat net van die Vader afkom, liefde wat ons as mense kom red van die ewige dood en vir ons die ewige lewe kom gee. Dit is wat die liefde van God die Vader kom doen. Maar so ook in hierdie gesprek sê Jesus, maar hy is die lig vir die wêreld, die lig wat die mense eintlik moet kies eerder as om die donker en die sonde van hierdie wêreld te kies. Jesus is die lig en ons oë is gewoonlik gedraai na wanneer daar lig is, so ons kan die lig gaan soek, ons kan die lig gaan kry wanneer ons nader en nader na hom beweeg. So Jesus kom en maak ons vry deurdat ons die lig kies en deurdat ons die liefde kies. Maar Jesus self was so gehoorsaam geweest dat hy geweet het hy is die lig en die liefde in die wêreld en hy moet dit gaan getuig. Hy moet hierdie goeie nuus gaan uitdra en hy moet dit vir die mense gaan deel. Al het dit hom wat gekos, het hy dit nog steeds gedoen. Maar nou nog steeds hierdie vraag van wat het hy volbring? Hoekom is dit so 'n belangrike spreekwoord wat Jesus gesê het toe hy aan die kruis gehang het? Wat is dit? Nou ons het nou al seker op ons sosiale media gesien van die woord tetelestai wat nogals groot opkom met pasies en goed. Nou tetelestai in ons vertaling sê dit nou dit is volbring. Maar as ons 'n bietjie kyk na die stamwoord van tetelestai, is dit telos. En telos alleenlik beteken die einde. So die einde, Jesus het 'n einde gebring aan al die sonde, aan al die goed van hierdie wêreld. Maar tog om dan die term beter te verstaan van tetelestai,
is dit dan nou om te sê, it's to finish, fulfilling, paying, or accomplish. So eintlik het Jesus gekom en gesê, maar ek betaal die skuld vir die mense se sonde. Ek maak die skuld dood. Daar's geen skuld wat meer uitstaande is nie. So Jesus verklaar dat alle skuld betaal is. Alles is volledig betaal. Dit wat ek en jy en elke liewe mens vir ons sonde moes betaal het Jesus klaar betaal. Hy het al die sonde, die wêreldse sonde, het hy op hom geneem en hy het dit perfek gedra. En hy het dit uitgespreek om te sê, maar dit is volbring. Die prys is volledig betaal. Die rekening is afgehandel. Daar's niks meer nodig dat ons as mense moet betaal nie. So alle mense skuldvry, omdat Jesus se bloed vir ons gevloei het. Omdat sy bloed aan die kruis gevloei het vir ons, om ons vry te koop. Maar hoekom dan nou eintlik was die mense dan nou so omgekrap geweest vir dit wat Jesus gedoen het? Hoekom, as dit net sonde was waarvoor hy moes gesterf het, hoekom het hulle hom so aangekla en hom heeltyd benadeel en hom seer gemaak? Wat is dan regtig die rede daar agter? Hoekom het hulle hom so sleg behandel en sy disippels en sy volgelinge so sleg behandel? Maar Jesus het eintlik net gekom om die goeie nuus te bring. Die goeie nuus waar geestelike arme mense die nuus kon ontvang het. Waar geestelike arme mense die goeie nuus kon gehoor het en kon gegroei het in hulle geloof. Ek meen, Jesus het hoeveel preke gehad, hy het hoeveel mense gaan bedien en hy het geestelike arme mense het hy kom versterk. So ook het die disippels geleer wat Jesus gedoen het en hulle dit ook gaan doen, so ook ons vandag waar ons hierso sit. So niemand kan of hoef meer geestelik arm te wees nie. Want ons het die goeie nuus en die goeie nuus is in die wêreld bekend gemaak. Ons het dit en ons kan dit uitleef. So ook het Jesus dan nou gekom om te sê, maar ek gee lewe aan die wie dood is. En hierdie dood kan wees geestelike dood, emosionele dood, fisiese dood. Jesus kom gee die lewe vir elkeen wat daarna smag. En so het Jesus dan nou die werke van die duiwel gestop. Want die duiwel vertel soveel leuns vir ons en ons as mense glo dit. Maar Jesus kom en sê, ek stop dit en ek gee vir julle die lewe. Ek gee vir julle die waarheid. Die leuns maak nie meer saak nie. Die leuns is nie meer deel van ons nie, want alles in my is volbring. Daarom gee ek die oorwinning. Jesus het die oorwinning behaal oor die vyand en so ook is ons oorwinnaars in Christus, omdat ons in hom glo, omdat hy ons koning is. So daarom kan ons sê, Jesus versterk ons in die waarheid, omdat hy die oorwinnaar is. Hy versterk ons in die liefde, en hy vra dat ons dit sal uitleef ook, soos wat hy dit uitgeleef het. Hy het dit nie net gepraat en woorde gesit en vir mense vertel nie, maar hy het fisies die waarheid en die vryheid, het hy geleef. Hy het gelewe met genesende krag, en hy het so ook gelewe soos die lig vir die wêreld en die liefde wat ons elke dag nodig het. So daarom, al was die geestelike leiers van daardie tyd so omgekrap gewees oor dit wat Jesus kom doen het en dat hy die nuwe verbond gebring het en soveel mense gedraai het van die reëls en regulasies van die kerk af, het Jesus sterk gestaan in sy roeping. Hy het sterk gestaan om te volbring dit wat die Vader in sy lewe gesit het. Die roeping wat die Vader op sy lewe gehad het, deur om die liefde en die vryheid te gaan uitleef. Die waarheid wat hy, wie en wat hy is. So al verstaan die gelowiges dan nou nie regtig dit wat Jesus gedoen het daai tyd nie. Jesus het eintlik 'n hele ander kant van die geloof op die tafel kom sit. Wat geloof werklik is, dis nie net reëls en regulasies wat moet gevolg word nie. Maar dit gaan oor verhouding. Dit gaan oor om die liefde van God die Vader te beleef en ons elkeen kan dit smaak vandag. Ek meen Jesus self verklaar hierdie volgende woorde
in Lukas 19 vers 10 wat hy sê, die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. So Jesus het gekom om te red. Hy het gekom om ons elkeen te kom nader trek, om ons te verlos van die donkerte van die wêreld. So dus kan ons nog steeds sê dat dit wat Jesus gedoen het, is volbring. Hy het die volle prys betaal en het alles gegee wat hy moes gee. Hy het alles gedoen wat hy moes doen. Die beloftes en die profetiese woorde wat in die Ou Testament was, het hy vervul. Hy het dit gaan uitleef soos wat dit moet wees. Hy het die offers van daardie tyd en al die verskillende seremonies en rituele wat moes gedoen geword het hy kom vervul. Dis alles in hom omdat hy die offerlam is wat ons kom red het. So die straf van die mense wat totaal en al op Jesus lê, kan ons sê, maar dankie Here dat U dit vir ons doen. En dankie dat die ewige dood nie meer ons voorland is nie, maar dat ons die ewige lewe het saam met Jesus Christus. So daarom in Jesus is alles volbring. Alles wat hy gedoen het, elke liewe woord wat hy gespreek het, elke aksie wat hy gedoen het en elke stukkie liefde wat hy uitgedra het aan mense, is volbring. Omdat hy daar was om te sê, maar ek is daar vir my kinders. Ek wil hulle nader trek. Ek kan nie sien dat hulle verlore gaan in hierdie wêreld nie. En ek kom vervang al hierdie mensgemaakte geestelike reëls van die wêreld. Ek kom vervang dit met nuwe reëls, met vryheid, met liefde, met oorgawe en met liefde wat ek net vir julle gee. Nou ek weet ons in ons menslike natuur is ons gewoon dat wanneer iemand iets vir ons gee, wil ons graag iets teruggee vir hulle. Ons wil vir iemand dankie sê vir dit wat hulle vir ons gedoen het. Maar in die geval van Jesus het sy lewe vir ons gegee. En al wat hy eintlik van ons vra, wat ons kan terugdoen, is om gehoorsaam te wees aan die Vader. Om die waarheid te leef in ons lewe en om uit te leef as 'n getransformeerde, wedergebore, geesvervulde gelowige. Ons kan so gaan lewe, want Jesus gee vir ons daardie transformerende krag en die vernuwing in ons harte. Ek meen, as ons kyk na ons elkeen se lewe en die goed wat ons nou al gedoen het in ons lewens, kan ons sê dat ons eintlik gelewe het met liefde en oorgawe. Kan ons sê dat ons het al alles bereik waarvoor ons geroep is om te doen? Of is ons nog besig daarmee? Is daar nog onvervulde drome en onafgehandelde sake wat nog steeds ons aandag elke dag nodig het? Waar God ons nodig het om 'n verskil te gaan maak. Ek meen, Jesus kom leer ons om elke dag te lewe volgens die waarheid. Hy kom leer ons dat dit wat ons moet doen 'n proses is om ons roeping uit te leef en dat daar op die regte tyd ons roeping en ons take sal klaar wees. Nou ek weet nie waar ons elkeen in ons reis is nie, dalk is ons iewers in die begin van 'n nuwe taak wat die Here vir ons gegee het. Of dalk is ons iewers in die middel, of dalk is ons naby aan die einde. Maar hoe lyk ons taak en is ons gehoorsaam genoeg om hierdie taak te volbring, om die taak klaar te maak wat die Here vir ons kom gee? En baie keer in hierdie take kry ons ook swaar kry en daar's moeilike omstandighede en ons wonder, maar Here, hoe kan ons volhou? Hoe kan ons nog steeds hierdie woord uitleef en die waarheid leef as ons nie meer self krag het om dit te kan doen nie? Maar in Jesus Christus wys hy dit vir ons, dat ons kan volhard. Ons kan uithou, want hy gee vir ons die voorbeeld om dit te kan doen. Ek meen, Jesus het gelewe met een doel voor oë. Een doel om die mensdom te red, om hulle vry te maak van die wêreldse goed, sodat hulle kan wees wie hy is, die ewige lewe kan bereik. Maar so ook kan ons lewe met een doel voor oë. Een doel om by die Vader uit te kom en die wil van die Vader te doen. So ons kan gefokus wees op die prioriteite wat
Jesus vir ons opgestel het in ons lewens. En ons kan gedissiplineerd lewe om hierdie goed uit te leef, om te volhard in die roeping en die opdrag wat hy vir ons kom gee. Ons kan dit gaan uitleef, en ons kan weet dat ons die regte voorbeeld het soos wat Jesus geleef het. Ons kan ons alles gee daarvoor, want ons weet wanneer ons die einddoel gaan bereik, gaan ons daar die beloning kry van God die Vader wat ons verwelkom in sy arms, wat ons gaan verwelkom in sy huis. So God sal nie goed op ons pad sit wat ons nie opbou nie. Hy sal goed op ons pad sit wat ons gaan help om geestelik te kan groei. Goed wat ons gaan help om ons doel te bereik wat hy vir ons gee. Hy sal nie iemand anders as 'n doel in ons lewens insit en verwag ons moet dit doen nie. Want Jesus se doel self, al het hy mense omgekrap en het hy die geestelike leiers van daai tyd baie kwaad gemaak en sulke goed, het hy tog die mense bewus gemaak van die vryheid wat daar is in hom. Die vryheid en die liefde en ook die waarheid wat hulle kan beleef. Nou Kolossense 1 vers 19-20 sê, God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op aarde en in die hemel met homself versoen. So ons kan hierso sien dat Jesus nie net gesterf het vir ons sonde en al hierdie goed kom uitleef het nie, maar hy kom herenig ons as mense met ons Skepper. Hy kom sit ons weer in verhouding en hy bring herstel vir ons elkeen. So dit is eintlik wat Jesus vir ons vanoggend wil kom sê. Smag ons na daardie herstel in ons lewens. Smag ons daarna om geherenig te word met ons Skepper. Kan ons raak sien dat sy doel vir ons is om hom te ontdek, om hom te ken en om 'n dieper verhouding met hom te kan staan. Want ja, ons sonde is vergewe en ons moet nog elke dag ons sonde bely vir hom. Maar Here, hoekom het U vir my gesterf? Hoekom het U my gekies om my sonde te vergewe en om vir my daar te hang? Want ek is nie goed genoeg om U kind te wees nie. Ek is nie goed genoeg om enigstens in rekening te kom van die ewige lewe nie. Ek is 'n mislukking. Maar tog het Jesus gekies om dit vir ons elkeen te doen. En ons kan dit smaak, ons kan daar die lewe en die vryheid kan ons smaak. So ons kan vanoggend eintlik opkyk na die kruis. Ons kan sien hoe Jesus daar aan die kruis hang en ons kan hierdie laaste woorde hoor van Jesus wat sê, dit is volbring. Dit is vir ons elkeen volbring. Nou soos wat hy daar hang en ons hoor hierdie woorde wat Jesus vir ons sê, kyk vanoggend in sy oë in. Sien raak hoe groot sy liefde vir ons elkeen is. Sy liefde vir ons elkeen het veroorsaak dat hy in die kruis hang vir ons. Sy liefde is so groot dat hy nie anders kan as om vir ons te gesterf het nie, as om ons vry te koop nie. So Jesus sou nie alles volbring het as hy nie ons gekies het en as hy nie die liefde vir ons gehad het wat hy het nie. Hy sou nie daar gehang het nie, hy sou nie herstel gebring het vir ons as sy liefde nie vir ons so groot was nie. Maar sy liefde kom en bring herstel vir ons. Sy liefde kom en dit is die lig in ons lewens en hierdie donkerte waarin ons leef. En ons kan daarna streef. En wanneer ons ook eendag daardie wenstreep bereik aan die einde van ons lewens, kan ons ook hoor hoe die Vader vir ons sê, maar dit is volbring my kind. Jy het jou lewe geleef en jy was gehoorsaam gewees aan my opdragte, aan die doel wat ek vir jou gestel het. Wat 'n mooi manier eintlik om te hoor wat Jesus dan op die einde van sy kruis vir ons sê, maar dit is volbring. Hy het sy lewe geleef en hy het dit gedoen met oorgawe en met liefde, sodat ons 'n voorbeeld kan hê om die Vader te gaan soek, om te geherenig te word met die Vader en om saam met hom te wees.
Nou ek weet nie van julle nie, maar ek sal graag eendag ook daardie woorde wil hoor wat die Vader vir my sê, maar my kind, welkom in my huis. Kom wees hier, kom woon saam met my. Jy is geliefd. Jou lewe het jy geleef met gehoorsaamheid, net soos wat Jesus vir jou geleer het om dit te doen. Want Jesus het gelewe met alles vir ons elkeen. Hy het gelewe om ons vry te koop, hy het gelewe sodat hy aan die kruis vir ons elkeen kan kom sterf. So ek kan ook my alles vir hom gee. Ek kan ook my lewe aan hom wy en sê my Here, dit is wie ek is. Kom help my om my lewe te leef met oorgawe soos wat U gedoen het. So mag ons elkeen vanoggend, soos wat ons ook hier uitstap, raak sien en ervaar hoe groot God se liefde vir ons is. Hoe Jesus sy lewe en alles wat hy gedoen het, dit alles wil bring sodat ons 'n koneksie met die Vader kan hê. Dat ons in 'n hegte verhouding met hom kan staan en kan weet dat sy liefde vir ons gekies het om ons vry te koop en om vir ons die titel te gee van jy is my geliefde kind. Mag ons dit ook elkeen vandag so beleef. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend hier so kan sit hier en kan hoor hierdie woorde wat U uitgespreek het aan die kruis, want dit is volbring. Here, waar U soveel geklomp goed volbring het. Here, waar U die wet volbring het, die alles wat mensgemaakte reëls was wat U volbring het. Here, dankie dat ons kan weet dat in U ons vry kan wees. Here, dat ons in U kan lewe met oorgawe, dat ons kan lewe uit gehoorsaamheid aan die woord. En Here, dat ons kan lewe om in verhouding met U te kan staan. Here, dankie dat U ons gekies het, Here. Dankie dat U liefde vir ons so sterk en groot was, dat U gekies het om vir ons te sterf aan die kruis. En dankie, Here, dat U so gelewe het met oorgawe, sodat ons elkeen eendag saam met U in die koningshuis kan sit. Here, seën ons ook in die tyd wat voorlê. Here, seën ons dat ons sal weet, Here, dat U naby ons is. Maar ook, Here, dat ons U vergifnis sal kan beleef. Here, dat ons sal kan beleef hoe U ons vry maak en hoe U ons red. Here, dankie dat ons nooit alleen is nie, maar U saam met ons stap. Help ons, Here, om ons geloof te versterk en te bou in U. Help ons om geestelik te kan groei, Here. En help ons om te smag, sodat ons kan lewe in oorgawe, dit wat U vir ons doen. Ek bid dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Ek gaan geleentheid gee nou vir ons dankoffers om opgeneem te word. Dankie.